ons staan, kom ons sing weer. Hef jou hande op na ons Here. Sing it a song of love. Oh, how I love you. Come on, let's sing it out of our hearts. Oh, how I love you. I love you. Oh, how I love you. Oh my God. Oh, I love you. Precious Lord, I love you. Oh, I love you, Lord. Ek bid aangaande u bevel, 'n laar van die heerlikheidsengele om ons vanaand. In die noorde, die suide, die weste en die ooste. Die heerlikheidsengele van ons liefdevolle Vader is om hierdie gebou. Ons staan op heilige grond. Die volheid van die Here is hier. Die plan wat die Here het met jou lewe. Vanaand is die nuwe begin. 'n Nuwe begin van 'n nuwe dag. 'n Nuwe oomblik in jou lewe. Eksodus 3 vers 5. Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af. Van die plek waarop jy staan. Dis heilige grond. Vader sê hy, ek is die God van jou vader. Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal. Die Here ken jou smarte. Hy weet waarmee jy sukkel. Hy weet wat jou uitdagings is. Maar ek hoor die Gees van die Here vir my sê, my kind, moenie kyk met tydelike perspektief nie. Hê 'n ewigheidsperspektief. Vanaand, glo ek met my hele hart gaan die Gees van die Here vaardig raak op mense. En dit waarmee jy gesukkel het, gaan jy nie meer sukkel nie. Dit wat die vyand beplan het vir jou val, gaan die Here vanaand draai ten goeie. Hy weet nie wat jou situasie is by jou huis nie. Miskien sê jy vanaand, Steven, ek wys 'n ander gesig hier as by die huis. Vanaand gaan die Gees van die Here iets in jou lewe kom doen. Die Gees van die Here gaan vaardig raak oor jou lewe en hy gaan iets nuuts kom doen in julle gemeente. Ek sê altyd dit wat met die fisiese vergelyk met die geestelike.
die reën en die oorweldige oorstromings in die Kaap is maar net 'n manifestasie wat hier gaan gebeur. Maar dit wat in die gees gaan gebeur, I hear the word of the Lord say, get ready, for I am about, my glory cloud is about to move in a way that you've never seen before, you've never experienced it before, because the sovereign Lord says tonight that the fear of my presence will be made manifest in your midst. Get ready, says the Lord, because you are about to be hit by a godly tsunami. Lift your hands. In faith, lift your hands. Precious Lord. Precious Lord. Precious Lord. Klap met jou een vinger so. Twee vingers. I hear the sound of the coming rain. Drie vingers. Vier vingers. Vyf vingers. I hear the sound of the coming rain. It's going to be glorious. It will be filled with majesty. Sovereign Lord, sovereign Savior, we love you. Kom ons gee die Here 'n klap offer uit ons hart uit in die naam van Jesus. Oh, what a glorious night. What a beautiful, beautiful aand. Kyk na die ou lunch en sê jy lyk definitief beter as die laaste keer toe ek jou gesien het. Veranderde lewens. Wow. What a beautiful aand, is dit nie? Kyk na die ou landjie en sê, ek is bly jy is langs my vanaand. Want ek gaan vanaand heeltemal uithak. Wie is reg om 'n bietjie uit te hak vir die Here? Ja, gisterand het ek huis toe gegaan, ek baie skuldig gevoel in die kar en ek het onmiddellik in belydenis gegaan want ek was bang dat die gemeente my onder sensuur gaan plaas na 'n paar spreekwoorde wat ek aangevang het gisterand. Wat dink ek net, is dit nie amazing nie? Julle is almal wat die Here liefhet, so julle verstaan my, want ons is broers en susters. Is dit nie amazing nie? En ek wil graag hê dat julle vir my net 'n mic kan gee asseblief. Julle, ek het iemand 'n baie spesiale gasie vanaand. En hierdie gas is my seun Milan, en ek weet nie van julle nie, maar jy weet dat wanneer die Here in iemand se lewe instap, ek wil net ietsie kort sê, dan gaan Milan ietsie sê, gaan ons so 2,5 minute gee. 2 minute, chom, net 2. Jy gaan mooi praat vanaand, jy gaan my nou nie teleurstel nie, nee. Ja. Daar was 'n stadium in Milan se lewe wat ek baie bekommerd was as pappa. Maar wat ek gebid het oor hom, het ek nie gesien nie. Ek het gebid dat die guns van die Here op sy lewe moet wees. En daar was 'n seisoen in sy lewe wat ek geen guns gesien het nie. Hierdie kind het sy alles gegee. Mense het oor hom getrap, en daar was nie guns nie. En ek het net gesê, Here, al wat ek U vra, dat die gees van die Here vaardig raak op Milan. En Here, laat daar guns kom op sy lewe. En ek het gesien, want ek weet hoe lyk dit as daar nie guns is op iemand se lewe nie, en ek weet hoe lyk dit wanneer guns op iemand se lewe is. Maar die mooiste prentjie wat ek vir jou kan sê, ek het gesien hoe die guns van die Here op iemand se lewe kom. En dit is wat ek voor dankbaar is vanaand. En ek wil hê dat jy moet weet vanaand, miskien sit jy vanaand hier en jy sê net,
Ek wens dit kan met my ook gebeur. Jy kan ophou wens, dit gaan met jou gebeur. Maar ek gaan nie Milan se storie vertel nie. Ek dink hy moet dit self vertel. Ek het hom net ingelig, hy gaan praat. Kom sien. Sjoe. Yes. Ja, so laas jaar 2025 toes ek nog in 'n spesialistveld in elektries en het maar lewe gelewe soos wat ek gedink het ek moet, as geld gejaag en my eie naam probeer bou, en toe 26 Januarie op site gebeur 'n ontploffing. Daar was 'n 3-fase arc flash gewees wat ontplof het, en in daai oomblik my eerste reaksie was om 'n oom te bel wat ons ken, wat 'n paramedic is, en hy sê vir my, seun, ek dink nie jy besef hoe ernstig jy nou is nie. Jy het so 15 minute om by die hospitaal uit te kom, want jou hart behoort te gaan staan binne 15 minute. En gebrand en alleen op site, op pad hospitaal toe, nou bel die ouma heeltyd om in te check. En hy sê vir my, seun, ek bid vir jou. En toe sê ek vir hom, oom, hou dit vir homself. Ek glo nie daar in die hele mors, hele asem. En stop by die hospitaal, gaan in, en pappa en ander pastoor en oupa kom haar aan, en onmiddellik, nee, ons gaan vir jou bid. En inteendeel, ek lê daar in die bed en ek dink, okay, julle mors julle asem, dit gaan nie werk nie, maar en daar lê ek, en die eerste aand in ICU lê ek, en dan besef mens, jy's alleen, en aand 1 toe maak ek 'n uitspraak om te sê, Here, as U werklik waar is en U werklik lief is vir my, gee vir my 'n teken. En die Here gee vir my Isaiah 43 verse 18 to 20, en net om te sê, all my extremes flow in a wasteland, en forget the former things, do not dwell on the past. En ek het gegaan van my hele lewe was op elektries gebou ek het gegaan na waar my hele lewe op die Here gebou word. En toe ek daai oorskakeling maak om te sê, nou lewe ek volgens die Here se wil en nie volgens my wil nie. Toe begin die dinge in plek val, en die Here het vir my deure oopgemaak waar ek nie self kon inkom nie. Ja. Nee, die dokters het vir my gesê, soos wat hulle my in ICU instoot, toe sê hulle vir my, jy moet nou maar kyk na die persoon wat langs jou, die kamer langs in jou lê, hy het 'n redelik dieselfde ongeluk gehad, en hy is al vir 6 maande daar, en hulle het vir my gesê, jy moet maar gemaklik raak, en op dag 5 toe loop ek uit, sonder 'n baard, maar ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom staan vanaand voor U met oop harte, en ons kom vra dat U ons diepste wense sal sien, Here. Here, ek kom en bid voor U vanaand, dat U hier op ons sal neerval soos reën, Here, en laat U tussen ons sal beweeg, Here. Here, ons kom en bid waar ons behoeftes het, wat net U weet, Here. Here, ons kom en bid voor U, dat U wil geskied, Here. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come and thy will be done. Here, ons kom en bid dat U koninkryk kom sal val, Here. En Here, ons kom en bid dat U wil oor ons geskied, Here. Here, en ons kom en bid dat ons sal leer om ons wil agter te sit en te kan besef dat U wil oor ons lewe is baie groter as ons self eers kan dink, Here. Here, kom en bid dat ons vanaand ons het ons volle vertroue in U, Here. En ons weet U het 'n plan oor ons lewe, en ons weet ons vertroue word in U gesit, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie, Milan. As jy jou Bybel hier het, is jy welkom saam met my oop te maak asseblief in Lukas 4. Ek gaan 'n klein gedeelte daarvan lees, en dan gaan ek net doen wat ek voel in my hart. Is dit reg so, julle? Ek het pragtig nog die hele dag ingetree vir julle, en het gesê, Here, help my, dat ek die vermoë gaan hê om hierdie gedagtes oor te deel in 'n kort tyd,
maar dat dit maksimum impak sal gee. En ek lees in Lukas 4 vers 14 en Jesus het in die dag krag van die Gees van Galilea teruggekeer. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer. Jesus het deur die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggekeer. Wat 'n woestyn is jy jouself in? Is jy vanaand in 'n woestyn? Beleef jy 'n woestynagtige lewe? Die Here praat baie duidelik hier en hy sê dat altyd is jy in 'n woestyn, kan jy met die krag van die Heilige Gees terugkeer na waar jy was. En daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe hy in Nasaret waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek wat geskrywe is en hy lees: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld is van hart te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Vanaand lees ek hierdie skrif soos wat Jesus die skrifte gelees het. Want sien, jy is 'n inkarnasie van Jesus Christus. Die Gees van die lewendige God, toe hy in jou kom woning maak. Toe jy hom plek maak in jou lewe, op daardie oomblik sê die skrifte, dieselfde Gees wat in Jesus Christus was, is in jou liggaam. Dieselfde Gees wat hom uit die dood het opgewek het, is in jou sterflike liggaam om jou op te wek. Daarom kan jy vanaand sê, die Gees van die Here is op my. Sê saam met my, die Gees van die Here is op my. Want hy het my gesalf. Sê saam met my, hy het my gesalf. En ek dink dit is baie belangrik dat jy moet weet, die Gees van die Here is op jou. Die Gees van die Here is op jou, hy is om jou, hy is binne in jou, en dan gaan iemand se lewe binne die volgende paar dae heeltemal verander. Wanneer die Gees van die Here in jou lewe inkom, verander alles. En dit is baie belangrik om meer te leer van hom. Hierdie boek is nie net 'n boek nie. Hierdie boek is 'n liefdesverhaal. Hierdie boek, this book is my life manual. En my vraag vanaand is, hoe lees jy hierdie boek? Hoe lees jy dit? Maak jy dit joune, of sit jy dit net nou en dan op Facebook? En ek wil vir jou een ding sê, wanneer ons die Bybel lees, die mees belangrikste voordat jy ware vryheid kan kry, is jy moet weet wat die skrifte sê. Wat vir my so mooi is van die skrifte, is dat jy moet die Bybel lees en Jesus ontmoet in die skrifte. Jy begin met Johannes. Dan lees jy Johannes en jy ontmoet Jesus in elke boek van Johannes. En dan gaan jy ontmoet hom in elke vers van Johannes. En dan lees jy hom in Matteus, Markus, Lukas, Johannes en jy lees Jesus raak in die hele Eerste Testament.
Die Nuwe Testament lees jy en jy kry Jesus in elke boek van die Bybel. Ek sê dit by jou deurgegaan het van Genesis tot Openbaring vanaand. Maar een ding wat ek vir jou wil sê, Johannes 1, He's the Lamb of God who takes away the sins of the world. John 2, He's the miracle worker. He changes water into wine. And He takes the ordinary and He makes it celebratory. Hierdie Jesus wat ek oor praat, gaan vanaand in jou lewe instap en jou voluit vrymaak. Want Johannes 3, John 3, he says, He's the great teacher. He speaks to Nicodemus and He teaches him about eternal life. John 4, Johannes 4. He's the great evangelist. He redeems a lady that had 5 men, and He redeems her for Himself. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, Steven, ek het 'n buiteegtelike verhouding. En ook 'n hele paar. Miskien sit jy hier en sê, ek het glad nie 'n buiteegtelike verhouding nie. Miskien het jy met jou werk. Miskien het jy 'n buiteegtelike verhouding met jou inkomste. Miskien het jy 'n buiteegtelike verhouding met jou selfoon. Miskien het jy 'n buiteegtelike verhouding met Facebook. En ek glo met my hele hart dat die Here Jesus wil vanaand vir jou sê, kom na my toe, ek sal daai leemte in jou vervul. John 5, He is our glorious Father. John 5, He is our physician. He's the doctor of the sick. En wat hy doen, hy kry 'n man by 'n bad. Hy's verlam vir 38 jaar. Dan maak Jesus hom gesond. Maar wat baie interessant is van die bad van Bethesda, is die bad van Bethesda, iemand praat nou die dag daaroor, en ek dink ek gaan hierdie nou vat. Dit is geleen deur Rory Dyer. En hy praat van al die baddens wat ons het in Suid-Afrika, warm bad, Bella nou, warm bad, en dan kry ons badplaas, en ons kry wat nog? Ek was lanklaas daar. Jy kan sien, ek hou nie vakansie nie. Sê weer? Nou, warm bad. Okay, gaan as jy nou warm bad toe gaan, ek onthou in warm bad het hulle hierdie warm bronne, warmwaterbronne. En dan het hulle hierdie bronne, en dan klim al die oomies daarin wat sulke vetseer op hulle liggame het, want daai warmwaterbronne, daai natuur, maak hulle gesond. Dan hang al die ooms en die tannies so in hierdie warm water. Het julle daar gesien? Wie was saam met hulle daarin? Moet net nie sê nie, ons gaan vir jou uithaal vanaand. So in elke land is daar so 'n plek, wat almal dink hierdie is minerale, en is goed vir jou. Die bad van Bethesda was presies dieselfde ding. Almal, al die rykes, wat ek kon bekostig het, was daar bo in die bad. Maar dan, so nou en dan, moes hulle hom bietjie skoonmaak. Dan het hulle die sluise oopgemaak, dan het hierdie water deurgekom, en dan het hierdie water begin tol. En dan het hulle ingekom, en hulle het geglo, dat is die engele, wat die water roer, en die eerste ou wat daar inklim, hy sal gesond word. Toe kon ek nie help om te dink, wat 'n siek God sal dit ooit wees, want hy slegs een persoon sal gesond maak, as jy eerste is in daai bad. En ek besef een ding, my hemelse Vader sal jou nooit los nie. Hierdie man was vir 38 jaar by daai bad, en hy kon nie in die bad kom nie.
Maar hier kom die Here Jesus en hy stap in sy lewe in en hy herstel hom. Vanaand wil ek vir jou so sê, die bad van Bethesda in daai dae was een van die biggest hoax in sy tyd. But Jesus is much, much greater. Jesus is the bread of life. Whoever comes to him will never hunger. John 7, Jesus is the water of life. When you come to him, you will never thirst again. Ek weet nie waarmee sukkel jy vanaand, ek weet nie wat is jou uitdagings nie. Is dit Facebook? Is dit 'n internet? Is dit 'n pornografiese site wat jy nie kan afkom nie? Dit is stupid nie, ek weet jy is daar private. So jy kan niemand weet daarvan nie. Die Here weet. Waar is daai jong man van gisteraand? Daar is hy. Dit wat ek gisteraand gesê het vir jou, was nie ek nie, was die Gees van die Here. Hy kon jou ooit in jou wildste drome dink wat hierdie goed kon uitkom. Wat sê jy, chom? Wat sê jy? Okay. Maar hierdie ou het so gekyk en op hierdie oomblik dink hy vir homself seker, ek hoop jy gaan dieselfde so ook vertel nie. Maar dis nie wie die Here is nie. Maar ek wil vir jou sê, die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die oë van die Here is op die regverdige en sy oor tot hul hulp geroep. As jy vanaand gebonde is, as jy vanaand vasgevang is in een of ander mag, vanaand gaan Jesus jou vrymaak. John 8, he is the deliverer. Says on my deliverer. He's the deliverer. Hy vat 'n vrou. Hy vat 'n vrou wat 'n egbreek gepleeg het. Egbreek gepleeg het. Ek probeer my bes. En hy maak haar vry. Hy staan in vir haar. Hy kom op vir haar. En weet hoe hartseer is dit vir my partymal in die kerkwêreld. Is die kerkwêreld 'n baie harde plek. Want sien wat gebeur in die kerkwêreld as iemand iets verkeerd doen, dan vergewe ons hom nooit nie. Vra my. Ek's 'n pastor. Ek weet hoe die ouens werk. Maar in die wêreld wat nie die Here dien nie, kan mekaar te lyf gaan, staan toe nog met 'n bottel bier, die aand, môreoggend, drink hy nog 'n bottel bier en hy sê vir hom, hoorie so, ons is okay met mekaar, nee, cheers en dan gaan hulle aan. Maar nie in die kerk nie. In die kerkwêreld sal ons iemand slag tot daar niks is van hom nie. Ons sal sy deure toemaak dat hy nooit weer kan opstaan nie. Die Here Jesus wil vanaand vir jou sê, my kind, ek wil jou vrymaak. John 9, he is the light of the world. He heals a blind man and he says to him, I'm the light of the world. Vanaand wil die Here die lig in jou lewe wees. Vanaand wil die Here jou oë oopmaak sodat jy kan sien. Daai kind kon nie sien nie. Hy was verblind. Hy kon nie hoor nie. Sy ore was toe. Kon nie met sy hart praat nie, want sy hart was verhard. Maar wat die Here Jesus kom doen het in een soewereine oomblik in hierdie man se lewe, toe sy oë oopgaan, toe sy ore oopgaan en sy hart oopgaan, skielik, toe laat hy toe, dat die koning van alle konings in sy lewe inkom, en dis toe alles verander. Die Here wil vanaand alles kom verander in jou lewe. Johannes 11, he's the resurrection and the life.
He raises a dead man called Lazarus. And he says to him, I'm the resurrection and the life. Miskien sit jy vanaand en jy sê, Steven, ek is dood emosioneel, ek is dood geestelik, ek is dood in myself, maar ek wil vir jou so sê, He is a resurrection and the life. Laat toe dat Jesus Christus in jou lewe inkom en dat hy dit wat dood is weer lewendig maak. Miskien sit jy vanaand in die huwelik en jou huwelik is dood. Wie, my liewe vriend, ek wil vir jou so sê, egskeiding is nie 'n antwoord nie. Sorteer jou nonsens uit. Leer om mooi te beklei. En as jy nie weet hoe nie, bel vir die pastors dat hulle jou kan help, of die dominee dat hy jou kan help hoe om goeie konflik te hanteer. Ek en Elmien het so beginsel in ons lewens, so 5 waarde, een goeie waarde is, ons sê nooit vir mekaar, ons gaan mekaar los nie. So ek weet, my vrou sal nooit in haar hele wye lewe ooit vir my sê, ek gaan haar los nie, ek sal ook nooit vir haar sê nie. Kan dit nie bekostig nie. En sy kan dit nie bekostig nie. I'm sexy and I know it. Okay. Maar wat ek vir jou wil sê, is dat by die Here, He is the resurrection and life. He can resurrect that very love back into your life. Jy kom, ja maar ek is nie meer lief vir hom nie. Nee, chom. Nou kom jy, jong, hierdie vrou freak my uit. Ja nee, join the real world. Nee, He is a resurrection and the life. Hy is die opstanding en lewe. John 12, He is the King. He is the King. He comes into Jerusalem and He says, I am the King. John 4:14. Johannes 14. He's a consoler and He's the only way to the Father. Let your hearts not be troubled. Miskien sit jy vanaand en jy sê, Steven, as ek wil die Here ontmoet. Al manier hoe jy met God kan ontmoet, is deur sy seun Jesus Christus. Is al manier. Let your heart not be troubled. If your heart is troubled tonight, trust the Lord God of Israel to step into your life. May Jesus change your life. John 15. He's the true vine. And you are the branches. Maar weet jy wat, jy gaan soveel vrug dra, en ek glo met my hele wese, dat jy kan soveel vrug dra, dat daai vrug wat jy dra, kan jou dronk maak. Gevul met die Gees. Be filled with the Spirit. Be drunk in the Spirit. Jy al 'n paar vruggies al geëet, wat jy voel, is nou lekker geklits. Die vrug van die Gees kan jou geklits kry. En weet wat gebeur dan? Dan is ons vreeslik liefdevol. Genade en kompassie en vrede. John 15, John 16. He is the giver of the Holy Spirit. John 17. What's so beautiful about John 17? He is our true intercessor. And then Jesus prays and He says the following, and He says, my Lord God. I pray that you will give them unity as we are in unity. My Father in heaven, don't take them out of the world, but protect them from the evil amongst them. So baie keer dink ons moet uit die wêreld uitkom. Nee, die Here soek nie uit die wêreld nie. Hy wil net hê dat jy moet beskerm wees van demoniese mag. John 18. Johannes 18 is die Here Jesus,
Die een wie ek my lewe voorgegee het, die een wie ek lief het, die een wat ek my hele lewe oor en oor gee, elke liewe dag van my lewe. Hy was die ware gevangene. Van Jesus Christus is gevange geneem en hy is ontken en hy is geklap en hy is gebring voor Pilatus. John 19, he is uplifted Savior. Jesus is the Lord Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. John 20. He conquered death. The grave is empty. Wat is jou verskoning? John 21. He is the restorer. And tonight I believe God is about to restore you. Miskien sê jy vanaand, ek is by geen vermoë om dit te doen nie. Ek kan dit nie doen nie. Miskien sê jy vanaand, ek kan dit nie doen nie, of miskien sê jy vanaand, ek is gebroken. But God says tonight, I want to restore you and make you whole. Lig jou hande op asseblief. Sê saam met my. Here Jesus, maak my vry. Help my vanaand. In Jesus naam. Ek gaan jou gou leer hoe jy dit doen. As jy vir my klavier speel asseblief. Daar was 'n beginsel wat ek geleer het en ek het dit al baie geleer. Ek dink julle het dit al gehoor, maar ek wil dit net gou afsluit. Dan is ons klaar. Dan wil ek graag bedien. Nommer 1. Vat jou oogies, jou 2 vingertjies so en druk hom so voor jou oë. Sê saam met my herken. Julle lyk oulik so. Dominee Pieter Nel, ek wil vir jou eerlik sê, ek het lanklaas in my lewe so gehoorsame gemeente gesien. Almal doen dit. Gewoonlik sê, kan jy dit asseblief net vir my doen? Almal is hier. Okay, goed. Sê saam met my, herken. Sê weer 'n keer, herken. Wat moet ek herken? As jy nie herken jy het 'n drankprobleem, jy gaan jy nooit ophou suip nie, man. As jy nie herken jy het 'n probleem nie, gaan jy nooit ophou daarmee nie. As jy nie herken jy het 'n probleem dat jy nie jou vrou mooi hanteer nie, dan gaan dit nooit verander nie. As jy nie herken, dis actually baie maklik om in die stort klaar af te droog voor jy uitklim, dan besef jy eintlik, dis moontlik. As jy nou eintlik agterkom om toiletpapier reg om te sit op die regte manier, as jy nou eintlik agterkom, is regtig nie so moeilik om 'n tandepasta proppie toe te maak nie. Maar dit gaan nooit gebeur as jy dit nie herken nie. Sê saam met my, herken. Sê weer, herken. Nommer 2. Wees lief vir jouself, nee man. Verantwoordelikheid. Sê saam met my, verantwoordelikheid. Wie se verantwoordelikheid is dit? Ja, sê dis my verantwoordelikheid. Nie is my skoonma se verantwoordelikheid. Nee, sê wie se verantwoordelikheid is dit om oor hierdie nonsens wat jy aanvang deur te kom? Wie se verantwoordelikheid is dit? Dis joune, vat verantwoordelikheid. Nie jou sielkundige nie, man. En ook nie die Here Jesus nie. Hy het dit klaar gedoen. Hy het die autoriteit vir jou gegee. En hy sê vanaand, jy moet verantwoordelikheid neem nou oor. Hy sê, jy moet dit doen. Jy moet dit herken en jy moet verantwoordelikheid neem. Nommer 3. Bely. Sê saam met my, bely. Kyk, ons gaan weer. Herken. Verantwoordelikheid. Bely. Ek hoop julle vergeet dit nooit in julle lewe nie. Sê saam met my, herken. Nee. Wat julle? Dit is soos 'n trop skape. Sê saam met my, ek herken. Ek vat verantwoordelikheid. Ek bely dit. Wat bely jy?
Ja, dat jy so idiot is. Nee, bely dat ek so kort van draad is, dat ek nie reg is nie. Ek herken, Here, ek het fout, ek het gefaal. Ek is jammer, Here. Ek is jammer, Here, dat toe ek in die moeilikheid was, toe vat ek 'n ou slukkie. En ek is jammer, Here, dat as ek regtig kwaad is, dan vat ek meer slukkies. As jy nie erken jy het 'n probleem nie, gaan jy nooit oorwinning kry nie. Sê jy moet dit bely. Sien, dis die fondasie van jou bevryding. Dis die fondasie om te weet dat Jesus Christus is die ware vryheid. If you receive Christ, you receive true freedom. So I need to recognize, I need to take responsibility, I need to repent. 3 R's. Nogal diep. Sê saam met my, herken. Verantwoordelikheid. Bely. Weerstaan. Ek weerstaan hierdie gedagte. Ek weerstaan hierdie gedrag. Ek stoot hierdie tipe manier nou weg. Ek gaan nie meer nie. Ek weerstaan dit. Ek gaan nou my skoonma lief hê. Nee, ek gaan niks speel met dit. Sê saam met my weerstaan. Okay, kom ons gaan weer. Erken. Verantwoordelikheid. Bely. Weerstaan. Bestraf. Jy het nodig om daai gees te bestraf. Wat 'n gees is dit? Jou kort van draad geesie. Daai mislikheid van in jou. Jy moet hom bestraf. Ek sê altyd, kry die kind uit jou, kry die volwassene in, maar jaag die ou man uit. Hou hom uit, vriende. En hier is 'n paar individue wat op 'n ouderdom is, en jy is besig om die ou man in te laat. Hou die ou man uit. Herken hom, neem verantwoordelikheid oor daai ou man. Weerstaan daai ou man, bestraf daai ou man. Jy het nodig om dit te bestraf. Hier is vrees wat kom. Weet jy wat, ek ry gister verby die petrolstasie, die vulstasie, jammer broer. En toe ek die vulstasie sien, en ek sien die prys, toe raak ek bekommerd. Ek het begin angstig raak. Ek het gedink, Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie ene gaan kom nie. Ek weet hulle sê gaan nie lank vat nie, maar hier is nou vir my te lank. Wie weet wat ek van praat? Wat maak jou angstig? Wat is dit wat jou angstig maak? Want angstigheid is heksery. En die Here wil nie hê dat jy moet angstig wees nie. Daarom het jy nodig om angs, die gees van angs, te bestraf. Die vrees het jy nodig om te bestraf. Sê saam met my, herken. Verantwoordelikheid. Bely. Weerstaan. Bestraf. Dryf uit. Sê saam met my, dryf uit. So jy daai gedagte, hierdie sifgedagte wat ek sopas gekry het, ek sê vir jou, gaan in Jesus naam. Ek weet daar was 'n tannie wat gesukkel het met gewigsverlies. Toe gaan sy na hierdie dominee toe. Ons het gehoor, hierdie dominee help mense. En sy gaan toe vir bevryding. En toe sê nou, toe so voor die dominee sit te begin hierdie demoon te manifesteer. Julle wis nog al 'n gesig. Hierdie groot tannie. En hierdie dominee sê, kom uit daaruit. Hy sê, nee, ek sal nie. Ja, jy sal. Nee, ek sal nie. Ja, jy sal. Nee, ek sal nie. Ja, ek sal. En die volgende gaan hy tannie. Nee, ek sal nie. Maar ek sal uitkom vir 'n koekie. Nou, ek het spesiaal gevra dat Pieter Nel vir ons tennisbeskuitjies vanuit die vanaand wat julle almal gaan vry kom. Kom ek sê vir jou, jy het nodig om vry te kom. En jy maak nie saak hoe hardkoppig daai mag is wat nou al heel moontlik jare lank met jou saamkom. Van kunstbeen af is daai geesie saam met jou en jy dink 'n klomp stupid goed uit.
En die probleem is dat wanneer jy 'n klomp drek uitdink, dan trek jy drek na jou toe. Be renewed by the renewing of your mind. Dink goddelike gedagtes, dan trek dit goddelike beginsels na jou toe. En die manier hoe jy dink, partymal sit jy jouself in soveel moeilikheid, en partymal het ons het hierdie manier wat ons dinge na ons toe trek. O ja, ek was as kind geklap. Nou klap my vrou my ook. Ja, dan klap ons almal maar mekaar. Maar ons is maar 'n klapperige bunsie nou en dan. Met wat assosieer jy, my vriend? As jy assosieer met aggressie, dan gaan jy aggressie na jou toe trek. Hoor wat ek vir jou vanaand sê, as jy begin duiwel bewus raak, gaan jy duiwels begin trek. Let's deal with it when it's with you, but you don't entertain it. Hoor wat ek vir jou sê. Ek onthou die tyd wat ek betrokke was met kultusse wêreld, en hulle almal uitgeduif, ag heerlik, en dan kom besoek hulle my, skit hulle goed rond in die kamer, astraal projekteer, hulle het my so gepla. Dit raak belaglik. Want dis wat jy trek saam met jou. So moenie so bewyd duiwel bewus raak. O ja nee, die duiwel is nou weer op my. Hy's weer om my. Hy's binne in my. Help my. Nee, ek gaan jou nie help nie. Jy gaan dit self doen. Hoe gaan ek dit doen? Erken, verantwoordelikheid, bely, weerstaan, bestraf, dryf uit. En dan juig jy in die Here jou God. Maak dit sin, julle? Ek's klaar. Ons gee die Here 'n klapoffer. Ek's klaar. En ek wil graag hê dat jy vanaand op hierdie plek gaan sit, en miskien is daar situasies in jou lewe wat jy voel jy sukkel mee. Jy hoef nie uit te kom daarvoor nie. Ons gaan nie 'n altaar doen nie. Ons gaan nie dat jy die voor staan en almal jou hande op lê, jy rondruk, dat jy niks vasvat het by die aand wat jy huis toe gaan nie. Niemand gaan op jou spoeg nie, niemand gaan op jou gil nie, niemand gaan notas maak sodat jy op Facebook sit vanaand en hoor wat jy aangevang het nie. Maar wat ek wel vir jou wil vra vanaand, is dat jy vanaand dit wat jy mee sukkel, weet jy wat dit is? Ek wil nie weet nie. Maar jy weet. Jy weet van wie jy sukkel. En dan sê jy, ag nee, ek weet glad nie waarmee ek sukkel nie. Nou vra die Heilige Gees, is daar iets in my lewe wat jy wil verander? Maak jou hande oop. Ek gaan jou kans gee, dat die Heilige Gees vir jou dinge nou wys. Dat die Gees van God jou wys. Wat wil ek? Hier is iemand hier wat jou eerste liefde verloor. Jou eerste liefde teenoor die Here. Ek glo die Here wil dit aanraak. Hier is 'n persoon wat sukkel met vrees. Die Here gaan jou vrymaak. Hier is 'n individu wat heeltyd wanneer iets fout gaan met jou emosioneel of fisies of geestelik of liggaamlik, dink jy altyd die ergste. Hier is iemand wat 'n gees van dood oor jou het, want elke keer wanneer jy in die moeilikheid kom, dan dink jy daaraan om selfmoord te pleeg. Bely dit. Erken daai aksie in jou lewe. Erken die aksie dat elke keer wanneer jy in die moeilikheid kom, dan dink jy net so, maar waar is my sigarette? Jy sê daai USB stokkie wat hy van kleur wissel. Die Here wil jou vrymaak. Nou sê Here Jesus, ek wil verantwoordelikheid neem. Ek wil iets doen omtrent. Ek bely dit, Here. Ek is jammer. Ek dink wat baie belangrik is nou, voordat jy vergifnis gaan kry, moet jy eers bely en jy moet eers
vergifnis vra en as daar bitterheid is in jou hart teenoor mense, het jy nodig om mense vry te spreek. Voordat jy nou by jouself kom, dis baie belangrik dat ons mense moet vryspreek en jouself vryspreek en omstandighede vryspreek. En jy kan nie bitterheid in jou hart en dink ek gaan nou vrykom nie, halleluja. Nee, dis 'n geestelike beginsel. Ons moet vergewe voordat ons die autoriteit kan kry om magte aan te spreek. Steven, hoe kan ek regmaak? Jy kan 'n persoon 'n WhatsApp stuur nou. Jy kan bietjie later daai persoon bel. Jy kan môre daai persoon bel. Dan gaan jy nie sê ek vergewe jou nie. Don't be like one of them. Of sê liewers vergewe my. Maar Steven, dis nie ek nie. Ek gee nie om nie. Miskien het jy nodig, al is jy nie skuldig nie, te sê ek is jammer. Ek is jammer waar ek jou te nagekom het. Ek is jammer vir dit wat ek gedoen het. Maar hier is individue wat nodig het om jouself te vergewe, want hier is individue wat jouself glad nie kan vergewe nie. Vergewe jouself. Help my. Ek het die genade nodig. Help my. Ek kry Dominee Pieter, ek kry iemand nou die dag en hy sê vir my, pastoor, ek is so vasgevang in pornografie. Myself nie help. Bid vir my. Dryf die gees uit my uit. Toe sê ek nee, ek gaan nie die gees uit jou uitdryf nie. Gaan kyk. Gaan kyk pornografie. Gaan kyk dit. Maar al wat jy vir my moet doen, is terwyl jy dit kyk, sê net, Here, help my. Ek kan nie hiervan loskom nie. 9 maande daarna kom hy na my toe. Weet wat sê vir my? Daai dag toe jy dit vir my gesê het, toe ek vry, nooit weer teruggegaan nie. Maar sien, baie keer het ons so hierdie innerlike vat, ek sal dit nie doen, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan nooit vloek nie, ek gaan nie vloek nie. En voor jy jou kan kry, voor jy by hierdie deure uitkom dan, oepsie. Niemand kan iets doen, niemand kan vrykom as dit is vir die teenwoordigheid van die Here nie. Sê saam met my, ek kies vanaand om met hierdie gees te breek. Ek verstaan hierdie gees oor my lewe, oor my gedagtes. Jy is nou lank genoeg in my lewe. Ek soek jou nie meer nie. Jy kan maar gaan. Ek kies vanaand om jou te weerstaan. Ek bestraf jou in Jesus naam. Kom uit my lewe uit. Jy is nie meer geregtig in my lewe nie. Kom uit. In Jesus naam. Kom uit my lewe uit. In Jesus naam. Kom sê dit hardop. Kom uit my lewe uit. In Jesus naam. Die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie. Hy sien jou gesigtrekkings. Jy het nodig om daai gees aan te spreek. En ek wil graag hê, wanneer jy vanaand huis toe gaan, jy is alleen, of môre in die kar alleen, wanneer jy in die verkeer sit, dan lyk almal as jy vir die verkeer skreeu, maar dit is nie eintlik dit nie. Jy gaan selfbevryding doen môreoggend ook in die kar. Jy erken dit, neem verantwoordelikheid, bely dit, weerstaan dit, bestraf dit en dryf dit uit. En dan sal die vreugde van die Here jou deelagtig wees. En dan kan jy in die volheid van Christus kom. Dan gaan jy sien die aangenaamheid van die Here gaan begin plaasvind oor jou lewe. In Jesus naam. You got it. Julle sal julle omgee as ek 'n bietjie vrymoedigheid kry om vir 'n paar mense te bid. Is dit reg so? Tot hoe laat het ek tyd? Het ek heel aan tyd? Baie dankie. Ek het die Sander. Los haar. Ja. Okay. Vader, ek dank U, Here, vir die vrede. Ek dank U vir die kalmte, ek dank U vir die teenwoordigheid vanaand. Dankie Here dat U mense gaan vrymaak bonatuurlik in Jesus naam. Hier is 'n individu wat jy weet, jy het 'n fobia. Jy het 'n fobia. Ek weet nie of dit wat 'n fobia het jy? Jy's gediagnoseer met 'n sekere fobia of dit hoogtevrees is of jy het 'n entevrees, enige tipe. Wie is jy? Kan ek sien? As iemand 'n hoogtevrees het, is iemand met hoogtevrees. Entevrees, hoogtevrees hierso.
Meneer, kan jy hier na toe kom asseblief? Hoe lank sukkel jy nou al met daai hoogtevrees? Selfsprekend. They say, you ask stupid questions, you get stupid answers. Ek verklaar van hierdie oomblik af, in die naam van Jesus, dat hierdie angs nou los. Los hom. Los hom. Jy sal nie meer vrees hê vir hoogtes nie, in Jesus naam. Ek verklaar van hierdie oomblik af, in die naam van Jesus Christus. Sien jouself op 'n hoë gebou? Vertel vir ons, wat voel jy gewoonlik wanneer jy op hierdie gebou sit? As jy so opkyk en jy kyk af, dan raak jy wil nie na by die kant gaan nie. Ek goed. Hoe kan jy herken hoe jy voel wanneer jy na by die kant gaan? Jy weet hoe voel dit? Hoe voel dit? Jy gaan angstig. Dis hoe hier is. Maar ek sê vanaand in die naam van Jesus, vrede vir jou, en beveel hierdie gees van vrees om jou te los. Daar sê, dankie Here, in die naam van Jesus, koop volle vrede oor jou, kalmte oor jou gees. Ek dankie Here wat hierdie man volkome herstel in die naam van Jesus Christus. In Jesus naam. Meneer, het jy enige ander siekte toestand wat jy die Here vir vertrou? Om te genees? Waar is jou pyn, meneer? Jy het jou vreugde verloor. Maar as jy jou vreugde verloor, dan droog jou bene uit. Ek weet nie wat dit is waar jy jou vreugde verloor het, maar ek glo die Here wil jou vrymaak. En ek glo dat die Here jou nou gaan vrymaak. Maar die wonderlikste ding is, wanneer jy vrymaak, dan is jy sonder pyn. En daarom verklaar ek van hierdie oomblik af, die Here genees jou van jou toestand in die naam van Jesus. Ek sê nou van hierdie oomblik af, hierdie artritis, gaan. Rheumatoid arthritis, go. Dankie Here, in Jesus naam. Beweeg vir my nou 'n bietjie rond asseblief. Is nog steeds daar? Is dit dieselfde pyn? Nee, gaan nie wees nie. Want soos wat gekom het, so sal dit gaan. En jy gaan sien, meneer, hoor wat ek vandag vir jou sê, 3 dae van nou. 3 dae van nou. Gaan jy weer jou sport kan doen? As jy weer goed kan doen, optel, buig, van grond af optel, sonder enige pyn. Want die Here het jou volkome genees van. In Jesus naam. 3 dae. Wie is hier wat pyn het in jou liggaam, op hierdie oomblik? Wie pyn? Waar is jou pyn, meneer? Gaan nou saam met jou op bid. Waar is jou pyn? In jou skouer? Hoe lank het jy nou hierdie pyn in jou skouer? 'n jaar en 'n paar maande. Glo jy dat die Here jou wil genees? Wie glo saam met my dat die Here hom wil genees? Die Here gaan hom bevry van 'n gees van krankheid. Sien bevryding, genesing loop in hand in hand. Maar ek verklaar van hierdie oomblik af in die naam van Jesus, dat hierdie pyn sal opklaar. Nou as jy jou arm optel, skaal 1 tot 10 hoeveel pyn is. Tel hom vir my op asseblief. As jy seer. So hoeveel pyn het jy? Tot hoe hoog kan jy hom optel? Net so hoog. Okay. Vader, ek dank U, Here, dat hierdie man volkome genees. Vrees, gaan. Twyfel, gaan. Here, dankie dat hierdie man volkome herstel in die naam van Jesus Christus. Here, dankie vir genesing, goddelike genesing binne in hierdie skouer in Jesus naam. Steek vir my jou hand op weer asseblief. Dankie. Baie beter. Kalm weer op. Kalm weer op. Sak op. Tel albei hande op.
Nou kan jy die Here voluit vry bedien. Jy kan hom aanbid sonder enige pyn in Jesus naam. Glorious. 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 Wat is jou naam? Tracy, sê vir my staan asseblief, Tracy. Tracy, ek sien in die gees, sien ek jou soos 'n boogskutter. Jy verander nou voor my nie as 'n boog nie, maar as 'n pyl. Want die Here haal jou vanaand uit sy koker uit, wat hy jou voorberei het vir 'n spesifieke doel. En die doel wat die Here vir jou het, gaan groot wees. Because you will hit the target. You will hit the target. I hear the word of the Lord say, the very same way as Jesus hit his target on Golgotha, there was a shaking until the depths of Hades. God says, you are not the missing type. You will hit the mark. God has sharpened you for the season. God has got you ready for this very season. You can expect some godly breakthroughs over your life. Dis 'n nuwe dag, is 'n nuwe seisoen oor jou lewe en ek sien die swaarheid van jou gaan begin lig. Daar is it's as if there's a spirit of heaviness upon you. And that spirit of heaviness will go in the name of Jesus. Lord, I thank you for setting her free. Here, maak hierdie vrou vry in Jesus naam. Jy vertrou die Here nou al lank vir hierdie spesifieke goed, want ek sien jou op jou knieë. Maar ek sien die oggendson oor jou skyn. En ek hoor hoe die Here sê, jy het beloftes aan my gemaak. Ek het dit gehoor. Ek het dit gehoor. Ek het dit aangehoor en ek gaan vir jou 'n wonderwerk doen. Maar nie soos wat jy dink. God says, I am not going to heal you because you put down 3 A, B, and C, and D, and E, and F, and G. I'm going to heal you in spite of. So die volheid van die Here sal oor jou lewe kom van hierdie oomblik af in Jesus naam. Amen. Amen. Goeienaand meneer. Wat is u naam? Kobus. Ek sal graag vir jou wil bid as ek mag. Kobus, jy's in die wegspringblokke. Dis asof jy wag vir die oomblik. Jy is 'n blokkie mens. Dit moet gebeur op sy spesifieke tyd. En jy's in afwagting. Jy's in die blokke, maar dis asof jy verveeld geraak het in die blokke, want jy het nou lank gewag. Maar ek hoor hoe die Here sê, on your marks, get set. En ek hoor 'n skoot wat klap. En daai skoot wat klap, it is going to be your very moment. The moment that you were waiting for is about to be made manifest in your life. You trusted God for something specific. God says, I'm going to give you that very specific. And I will be kind towards you. And I will be good towards you. And you will see the heavenlies will open up over your life like you did not ever expect. And the goodness that I'm about to be releasing in your life, it will be such testimony that you will not be able to mouth it. You'll have to write it down to make sense of it so that you can explain it. Because what God is doing right now is something far above that you could ever think or dream. En ek verklaar van hierdie oomblik af in die naam van Jesus Christus, dat hierdie man in die volheid gaan kom van sy Here. Here, dit wat U oor sy lewe beplan het, dit gaan gebeur. En ek sien, daar is 'n paar aspekte. Het jy kinders? Hoeveel kinders het jy? Die een kind. Het jy 'n dogter? Het jy 'n dogter? Is dit net seuns? Is hulle getroud of? Hoe sê ek 'n dogter? Jy kan vir hom sê, daai dogter het 'n profetiese gawe oor haar lewe.
En die Here gaan met haar kom ontmoet op 'n soewereine manier, maar jy kan dit maar neerskryf, jy kan dit maar vir hom sê. Jou seuns is gawes van die Here. Jy gaan sien, hulle almal gee mens soms 'n vorm van grys hare. Want dis wat seuns doen. Hulle gee hulle ouers grys hare. Dis nie hierdie. Sorry man, wat dit veroorsaak het. Sê nou, hy is nou uit. Dis nie. Maar wat ek vir jou wil sê, is dat die Here gaan iets vir jou vanaand doen in jou kinders se lewens. Jou middelkind. Ek sien hoe die Gees van die Here gaan vaardig raak oor hom. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek sien herstel. Ek sien genesing. Ek sien 'n kalmte. Daar's 'n vorm van angs. En die Here gaan daai angs uit jou seuns uit. Die Here gaan hulle volkome herstel. Die Here gaan vreugde terugbring. Ek hoor hoe die kinders vir lag in jou gange. Hulle het lanklaas gelag in die gange. Hulle gaan weer begin lag. Ek sien die vreugde van die Here wat terugkom. In Jesus naam. Een van jou seuns het hulle ook bril, die een seun het sy oë, en ek sien die Here gaan sy oë aanraak. Die Here gaan sy oë aanraak, en jy is bekommerd oor sy oë, en daar is, want mense wil nie hê jou kinders moet oogprobleme hê nie, maar ek sien hoe die Here jou kind gaan genees. Die Here gaan daai kind volkome genees. Daar is 'n belofte wat die Here het oor julle as gesin. En hierdie kinders was ingebid. Julle het die Here vertrou vir hulle. En hulle het gekom een na die ander, soos wat die Here vir julle gegee het. En daarom weet ek ook, dat soos wat die Here hulle vir julle gegee het, weet ek ook dat die plan wat die Here oor hulle lewens het, is ver groter. So wat ek vir jou en jou vrou gaan sê vanaand, is die beperking wat julle voel, waar julle beperk is, hulle gaan op daai beperking staan. Dit sal hulle fondasie wees van in hulle lewens sal daar geen beperking ooit wees in hulle lewens nie. Hulle sal nie die woord beperking ken nie. Dankie Here. Dankie Here. Ek weet nie wie jy is nie. Wie is jy? Ronali, sê jy vir my staan asseblief. Wat vertrou jy die Here voor vanaand? Ek weet ek so vinnig op jou. Maar daar is iets spesifieks wat jy die Here voor vertrou. En die rede hoekom ek dit vir jou sê, want ek wil hê dit moet die binnekant lewendig raak. Dat jy weet, wat na vanaand gaan gebeur, is nie by luck nie. Dis nie van, dit het maar nie gebeur nie. Wat gaan gebeur in jou lewe, is iets soewerein. Because it is only the anointing of God that can do it. Difficulty is not the absence of Christ. It's a characteristic of true Christianity. En vanaand wil ek vir jou sê, dat die Here vir jou gaan deurkom. God is about to open up doors. You are about to be delivered. In Jesus' name. Steek dit julle hande uit na die vrou toe. Sê Here, U weet. Sometimes God will stop a meeting for one person. He has just stopped the whole meeting for you. The spirit of heaviness has just lifted. The anointing of the Lord is upon you. The glory of the Lord. The glory of the Lord is upon you. Dankie. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Is wie saam? Is julle saam? Julle saam? Goed. Ek gaan nou by jou wees, maar ek wil graag vir jou bid as ek mag.
Wat is jou naam? Helen. Vader, ek dank U vir Helen. Dank Here vir die planne en die drome wat jy het vir hierdie vrou. Helen, is asof jy loop met een of ander ding wat saam met jou trek. En ek weet nie wat dit is nie. Jy dink, alles is fyn. Maar daar is 'n spesifieke band wat jou weerhou van dit wat die Here wil doen in jou lewe. Dis soos 'n anker. En hierdie anker hou jou heeltyd terug. Nou ek weet nie of dit is dat jy half voel dat dis so 'n deel van jou pakket, dis deel van wie jy is. Ek is gewoond hieraan, hiermee sal ek gaan nie. Vanaand hoor ek hoe die Gees van die Here sê, daai seisoen is verby. Dit gaan nie meer nie. Want ek hoor hoe die pyl val. En ek hoor hoe daai ding losbreek. Jy gaan begin 'n vrymoedigheid hê, jy gaan begin in 'n dimensie instap en inwandel wat jy nie voorheen geken het nie. Jy ken die Here, jy ken sy Gees. Ek herken jou in die Gees. God has used you mighty in many, many times. Jy weet dit. Maar ek sien dit op jou. So, nou nie nou dink, ja, maar Here, julle breek my nou af en ek is uit, nou, weet ek dien die Here nie. Weet jy wat, as baie goed is by die lewe vir my ook pla. So as jy iets sien wat my ook pla, asseblief sny dit af. Ek wil graag in 'n voller lewe instap. Maar vanaand wil ek vir jou sê, soos wat jy jouself onderwerp aan aangestelde gesag, sal jy in 'n dimensie beweeg wat jy nie sal woorde hê om te verduidelik. So onderwerp jouself aan onder die magtige hand van die Here, onderwerp jouself aan aangestelde gesag, en soos wat jy daar is om te dien, sal hulle beperkings jou fondasie wees om op te vloei. En daarom verklaar ek van hierdie oomblik af, Here, dat hierdie vrou aanraak. Here, U herstel haar. Hierdie bekommernisse wat sy het, sal ook nou gaan in Jesus naam. Ek verklaar van hierdie oomblik af, elke druk oor hierdie vrou se lewe sal gaan in Jesus naam. Here, ek dank U, Here, vir haar gesondheid, wat U haar volkome herstel in Jesus naam. Ek verklaar herstel oor jou bloedsuikers, alles sal heeltemal normaliseer in Jesus naam. Here, ek dank U dat hierdie vrou volkome vry maak vanaand in Jesus naam. Here, dankie dat U hierdie vrou gaan gebruik op 'n vlak waar ons dit nog nie gesien het nie. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Meneer, ek sien 'n interessante ding. Ek sien hoe die Here jou gaan gesnoei het. En jy gedink, Here, hierdie is kwaai. Wanneer die Here jou snoei, is dit nooit maklik nie. Wanneer jy hoor die woord snoei, raak jy al klaar angstig. But what I want to tell you, you went through the pruning sessions. You went through it. But the fruit that it is on its way, die vrug wat op pad is in jou lewe, my liewe vriend, gaan jy sê, jy is welkom om dit weer te doen. Dan gaan jy na die tyd dink, jou stupid, hoekom het jy dit gesê? Maar wanneer jy dit gesê het, sal die volheid in jou lewe vrug dra. Die drome wat jy oor jou lewe het, die drome wat jy het oor jou besigheid, die drome wat jy het oor jou familie, die drome wat jy het oor jou gesin, die vrug daarvan sal groot wees. En daarom verklaar ek van hierdie oomblik af, Here, dat hierdie man bekragtig, Here, U Gees is op hom, U Gees is om hom, en U Gees is binne in hom, en binne hierdie volgende paar dae gaan jy sien, die teenwoordigheid van die Here, the sovereign Lord, the Spirit of the sovereign Lord will be upon you, and you will carry great favor, and there will be great mercy, en daar is 'n deernis wat jy het, en wat ek ook hoor, hierdie is 'n man van wysheid. Die wysheid wat jy het, wat die Here vir jou gegee het, gaan baie individue vryheid bring. Want jou woorde sal genesing bring. Jou woorde gaan herstel bring. Die Here van die leerskare gaan iets in jou lewe kom doen. En ek kan nie wag om dit te sien nie. Die Here seën jou. Dame, is 'n beautiful mens.
nie wat sien ek. Ek sien net vir Jesus binne in jou. Dis al wie ek sien. Wat jy nog altyd gesê, Here, ek is op die agtergrond. U is op die voorgrond. Jesus, Jesus, Jesus. Gentle giant, will you please stand? Yeah. The reason why I'm saying gentle giant, jy het actually net so hard. Wat die Here gaan doen in jou lewe binne hierdie volgende paar maande, gaan jy sien, die Here gaan vir jou deure begin oopmaak. Hy gaan vir jou geleenthede begin gee. Die Here gaan jou grasperke groen maak. Wat ek sien is guns. Favor. Guns, die guns van die Here gaan op jou begin vaardig raak, my vriend. En dit wat oor jou lewe geskryf is en beplan is, die volheid daarvan gaan gebeur. En die wat almal vra, hoe kan die Here 'n man gebruik wat tattoos het? Wel, die Here het ook 'n tattoo, by the way. Jou naam is in sy hand in sy handpalm gegraveer. Hy het ook 'n tattoo. Ek wens ek kan sulke tattoos hê, maar of verskil is ek is 'n verskillende groot as elke 6 maande. Pieter nou gaan begin met 'n goudvis en eindig met 'n walvis. Vader, ek bid vir hierdie man. Is jou longe okay? Okay. Jy sukkel nie met jou longe nie. Okay. Terwyl jy so staan, hier is iemand wat asmaties is. Ek weet nie wie jy is nie, is dit jy? Okay. Die Here genees jou asma nou, in Jesus naam. Vader, ek bid vir hierdie man, ek dank U, Here. U gee vir hom gebaande weer. As 'n paar uitdagings wat voor jou staan, maar die Here gaan jou kronkelpaaie reg maak. As 'n paar berge wat voor jou staan, die Here gaan daai berge verwyder. En die Here gaan jou leeddamme vol maak. Die Here gemaak dat jy veel vrug dra. Okay. Ek weet nie wie jy is nie, maar een wat ek weet, when God steps in, everything changes. You're going to see everything is about to change. Ek weet nie wie jou familie is nie, mark my words, kyk wat gaan die Here doen in hierdie man. God bless you. Hierdie dame met die longe staan vir my asseblief. Jou asmatiese toestand gaan nou opklaar, want daai jou longblaasies is die Here besig om nou te genees. Ek verklaar van hierdie oomblik af herstel. Ek dank die Here vir genesing. Ek dank die Here vir vrymaking in Jesus naam. Daar's tye wanneer jy angs beleef en daai angs gaan nou opklaar in die naam van Jesus Christus. Was jy in 'n stamp betrokke? In 'n karongeluk? In 'n paar. Dit is cute. Want ek sien 'n karongeluk, maar ek sien onbewustelik is dit jy iets seer gekry binne die kar. En ek hoor hoe die Here sê die ongeluk wat sin is, die gevolge daarvan wat sy later sal dra, genesing. Vader, ek dank U, Here, vir 'n aanraking van die Heilige Gees
oor hierdie vrou. Dankie vir herstel in Jesus naam. Dankie Here vir die asmatiese toestand wat heeltemal opklaar in Jesus naam. Die angstigheid wat jy beleef sal nou gaan in Jesus naam. In die naam van Jesus. Ek roep kalmte oor jou drome, jou slaappatrone. Ek bid dat die Here kalmte vir jou gee in Jesus naam. Ek verklaar die rusteloosheid sal nou tot bedaring kom. Dus as ek vir hierdie vrou bid, weet ek hier is nog mense wat soos 'n rustelose voete het, rustelose jare. Hulle skiet so in jy slaap. Die Here genees jou ook nou, maar vir jou spesifieks. Here, dankie. Maak dit sin wat ek nou vir jou gesê het? Ja, onthou julle wat ek gisteraan gepraat het, so in die begin wanneer jy praat, dan rukkie jy so, Papa gaan sy naam met 'n plank slat. En dan sodra dit uitkom, dan gaan almal, huh? Dis elke keer 'n waag oomblik. Die Here sê in daardie uur sal ek dit vir jou gee. En die Here gaan dit heeltemal herstel. OK. Verloor jy hare? Wanneer jy hare was. Wie is die persoon? Is dit jy? OK. Want ek die haarverlies gaan nou stop. Dis 'n hormoonwanbalans. En die Here gaan jou nou herstel oor dit. Ek verklaar van hierdie oomblik af, totale herstel. En jou vroue dele ook. Jy is baie hard op jouself. En soos jy hard is op jouself, beïnvloed dit jou vroue dele. En met jou vroue dele beïnvloed dit jou hormone. En ek glo die Here wil jou nou volkome herstel van dit. In die naam van Jesus. Ek roep volkome herstel oor jou uit. En ek bid Here vir kalmte en vir vrede in jou vroue dele. En dat die Here jou hormone normaliseer in Jesus naam. Vader, ek dank U Here, dat U hierdie vrou vanaand aanraak op 'n soewereine wyse in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. As iemand daar agter wat ek graag wil bid, want jy sit heel agter en jy dink, hierdie ou gaan nooit by my uitkom nie. Meneer, wat is jou naam? Jy, ja. John. John, kan jy vir my staan asseblief? Vader, ek kom bid vir John. Here, dankie dat U vir my wys, Here, wat U vir John wil sê. Here, dankie dat U getrouheid oor hierdie man het nog nooit gelig nie. John, jy het nog altyd 'n vrees vir die Here gehad. 'n Agting vir wie hy is. Maar wat ek sien, jy is 'n man met wysheid. Jy is 'n man met insig en deernis. Jy is 'n man wat alles is presies in sy hokkie. Alles is in plek. Jy het 'n honger vir die Here. En jy het 'n begeerte vir hom. Maar wat ek ook sien, is dat die Here met jou gaan kom ontmoet. En wat die Here in jou lewe gaan instap. En my vraag is jy bereid dat hy jou meubels gaan rondskuif? Want hy gaan in jou lewe instap and he's going to change everything. Hy gaan alles kom verander in jou lewe. God is about to step up. He is about to step in. He is about to make a way in your very wilderness. God is about to make the sun shine again. Jy gaan sien, die volheid van die Here is jou deelagtig. En daarom verklaar ek vanaand is die aand, wat die groentuurheid van die Here oor jou lewe oopbreek. Vanaand is die aand, wat die hemele oor jou lewe oopmaak. Vanaand is die aand, wat die engele van die Here om jou staan, en hulle gaan jou nie los nie. Jy weet daar stadiums en seisoene in jou lewe, wat gebeur het, wat sou gemaak gewees het, dat jy nie vanaand hier sou wees nie. Maar die Here het jou beskerm, en die Here het jou gelei. En die Here het gemaak dat jy vanaand hierdie woord hoor. En daarom sê ek vir jou vanaand, die krag van die Here
sal vaardig raak oor jou lewe. En ek sien 'n seisoen van guns, 'n seisoen van deurbrake, 'n seisoen van die wonderlike wat baie mense oor droom, gaan jy instap in. En daarom sê ek vir jou vanaand, stap in die volheid van ons hemelse Vader. Gaan in die volheid van die Here. En wanneer jy jou kop vanaand in daai kussing kan neerplaas, jy slaap soos 'n tiener, nie 'n baba nie, babas word wakker. Jy gaan môreoggend wakker word en jy gaan weet, vandag is 'n nuwe dag, because weeping is in the night time, but joy always comes in the morning. En daarom sê ek vanaand vir jou, gaan in die volheid van jou hemelse Vader, in Jesus naam. Amen. Hy sê vir my iets en hy sê vir my jy. En ek sê nou vir jou, wat hy vir my sê, dat ek vir jou sê. You are my beloved so mooi is van jou hart en jou gees. Ek het parels vir mense gegee. En nou dan kom trap. Die Bybel sê ook direk, hy sê nie dat jy parels gee nie, want die varke loop daar. Hulle vrede op. Maar wat die Here sê vir my, ek gaan jou bak weer vol maak. Hoor jy wat ek vir jou sê? And he's actually a beautiful mens. He's a beautiful mens. Wie is hierdie wat langs jou sit? Sien jou ma. Sy is 'n beautiful mens, is sy nie? En ek dink mamma kan jou maar druk. Ek wil graag hê jy opstaan en jou dogter druk. En dan sê jy vir jou dogter hoe bly jy is dat sy gebore is. Hou haar vas. Hou haar vas en sê vir haar, hoe bly is jy dat sy gebore is? Sê vir haar, jy beteken die wêreld vir my. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Ek gee op vir jou. En net die beste gaan met jou gebeur. Die beste gaan Want jy verdien die beste. wat jy verdien. Die beste. Jy's 'n wonderlike dogter. Jy's 'n wonderlike dogter. Ek is so lief vir jou. Ek is so Ek is lief vir jou. die Here dankbaar Ek is dankbaar van daai eerste dag af, vir daai eerste toe jy in dag my arms geland het, toe jy by arms toe ek in jou oogies gekyk het, dat ek in die oogies gekyk het. toe ek jou doeke geruil het, Toe ek ook het ek geweet, die hand van die Here rus op jou. Versorg. Hy is vol. Vir jou ma nou 'n druk. Nou sê vir jou ma, hoe lief jy is vir jou ma. Sê dit vir haar. Sê dit vir haar. Sy weet dit. Maar sê dit vir haar, kyk in haar oë. Jy weet dit. Baie keer as ons weet dit, maar partymal het jy net meer nodig om dit te hoor. OK. Skus toe. Seun, ek neem maar dit jou pa. Is 'n beautiful mens, weet jy dit? As jou pa julle nie meer wil hê nie, sal ek julle aanvang. Okay, ek sal julle aanneem. Maar ek dink hy's te lief vir julle. Seun, die lewe is partymal nie maklik nie, né? Jy kry partymal so 'n idiots by. Ek weet dit is nou nie die regte plek om dit nou so te sê nie. Maar dit is so. Ons mense wat jong ouens wat dinge vir jou gesê het. Wat jy gesê het. Hierdie is nie reg nie. En ek sien 'n uitdaging wat jy het met vriende en ek sien 'n uitdaging wat jy het met die plek vir die seisoen waarin jy is. En teleurstellings wat gekom het en teleurstellings wat gegaan het. Maar wat ek vir jou wil sê, en dit is wat ek baie keer vir my eie seuns gesê het. Dit sê niks van jou nie. Dit sê net alles van hulle.
Maar vanaand gaan ek bid dat die Here jou vrymaak. Jou vrymaak van die opinie van mense. En dat jy gaan sien dat die Here sy hand gaan plaas op jou gedagtes. Dit vanaand wat ek vir jou gesê het, jy trek sekere dinge aan soos jy dink. Vanaand het jy nodig om vir die Here te sê, Here, help my anders te dink dat ek anders om my kan trek. Hoor dit wat ek vir jou sê, seun? You are a gift. En daarom bid ek nou vanaand oor jou lewe. Here, dankie vir hierdie jong man se lewe. Dankie Here vir 'n hart, vir 'n omgee hart. I see meekness. Meekness is not weakness. Meekness. Jy is nie die ou wat groot mond gaan wees en dinge sê nie. You're the type of guy that just do it. And then everybody is usually quite surprised. Want dis wie jy is. En ek verklaar vanaand, in die naam van Jesus Christus. Terwyl ek hier so na jou kyk, sien ek syfers. Hou jy van syfers? Hou jy nie van syfers nie? Hou jy nie van syfers nie? Hou jy van geld maak? Sê nee. Vir geld maak. Ek ken 'n paar sake manne wat nie tot 10 kon tel nie, maar het meer geld as breins. Die Here gaan jou oprig as 'n sakeman. In English we call it, he will be a funder of the kingdom. You will be a kingdom funder. Want die Here gaan vir jou kreatiewe maniere gee om geld te maak. En dit gaan nie eendag gebeur nie, dit gaan nou begin. Jy gaan begin woeker. Woeker met jou gawes en woeker met verskillende dinge. Wie Milan was in standaard 6, graad 8, toe hy sy eie snoepie winkel oopgemaak in die skool en hy het mense gehad wat vir hom gewerk het om sy sweets te verkoop. Dan het hy gesê, ek gaan jou groot maak, jy gaan my pensioenfonds. Hy's deel van my pensioenfonds, hy weet dit. Maar jy gaan presies dieselfde doen. Ek bid dit nou oor jou lewe in Jesus naam. In Jesus naam. En die opinie wat mense oor jou lewe gehad het en die proses en dinge wat mense gesê het agter jou rug, breek ek in Jesus naam. Ek trek daai balke uit in Jesus naam. Dit wat hulle in jou ingedring het, dit wat hulle in jou ingedwing het, ek maak jou nou vry daarvan in die naam van Jesus. Maak dit sin wat ek nou vir jou gesê het. Okay. Seun, wat is jou naam? Jason. Jaden. Jaden. Die Here gaan jou vrymaak vanaand. Jou stom en dowe gees. Ek sê vir jou, los hierdie kind. Los hy. Los hom. Dankie Here. Dankie Here. Oh, dankie Here. Dankie Here. Lank genoeg was jy soos 'n klep, soos in 'n vice vasgedruk. Dit voel as jy nie vry kry nie. Dit voel as jy weet wat dit is nie, maar dit is asof jy voel jy kan nie loskom nie. En jy beleef dit en jy sê Here, ek wil vrykom, ek wil loskom, ek wil vryheid hê. Maak dit sin, seun? Vanaand sê ek vir jou in die naam van Jesus, wees vry. In die naam van Jesus, wees vry. In die naam van Jesus Christus sê ek nou vir jou, ek weet, maak nie nou vir jou sin nie, maak nie vir enigiemand sin nie, maak vir my sin. Jou stom en dowe gees, ek sê vir jou, los hierdie seun in Jesus naam. Dankie Here, vir 'n vryheid in Jesus naam. Maak sy tong los, met ander woorde, in Jesus naam. Dankie Here vir hierdie kind se brein vermoë. Maak dit los in die naam van Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Gee my jou hand.
Weet jy wat? Kyk vir my in my oë. Jy's 'n beautiful mens. Die Here gaan jou kom besoek in die nag. Hy het my al besoek in die nag. Die bed gereed, hoe voel ek? Kom sit die Here by my. En hy praat met my. Vir my seisoen toe ek op die bed lê en huil, voel ek hoe sit die Here by my. Toe sê ek, Here, hierdie pastore sien nie dat ek 'n roeping op my lewe het nie. Van die pastoor het vir my gesê, ek moet nie in die bediening wees nie, ek moet liewer 'n werk gaan kry. Gaan ek huis toe en ek huil my oë uit. Ek sê vir die Here, ek weet nie wat om te sê nie, en die Here sê vir my, wie het jou geroep? Toe sê ek, Here, ek het myself nie geroep nie. Toe sê hy, jy's reg, want ek het jou geroep. En op daai oomblik, toe breek iets van my af. Toe raak ek vrymoedig. I became bold like a lion. Nou kan niemand niks van my sê nie. Want ek weet dit wat die Here vir my gedoen het. En dis wat gaan gebeur met jou. You're going to become bold like a lion. Because God is going to set you free. Ek hoop dit maak sin. Hallo julle liewe mense. Kan ek? Het jy, okay, goed, het jy kanker? Wat 'n kanker het jy? Blaaskanker. Kanker is 'n naam. Die Bybel sê, wie sê saam my, kanker is 'n naam. Kanker is 'n naam. En die Bybel sê, elke knie sal buig en elke tong bely dat hy die Christus is. Jou engel van die dood, ek bestraf jou vanaand in die naam van Jesus. Ek sê vir jou, gaan. Die doodstyding wat jy gekry het, toe jy daai doodsding hoor, ek het kanker. Dis asof jy, nou weet jy, okay, goed, nou vat ons tyd. Maak dit sin? Jy weet wat ek van praat. En almal beleef die skok, dis nie net jy nie, is jou man, jou kinders, jou familie, almal beleef dit. Maar vanaand sê ek vir jou, wees van hierdie toestand genees. Hierdie ding sal sterf, soos die boom wat geen vrug gedra het nie. Die Here Jesus het gesê, vir daai boom, jy dra nie goeie vrug nie, jy sal vrek. Toe sterf die boom. Toe hulle 'n paar dae na die tyd verby hom kom, toe is die boom dood. Toe sê, ja, maar Jesus het ons gesê, die boom is vervloek. Ek vervloek hierdie kanker. Ek beveel genesing nou in Jesus naam. Ek beveel van hierdie oomblik af, as jy pyn het, dat die pyn opklaar, en verklaar van hierdie oomblik af, dat enige vergroeiseltjie, dit sal sterf tot in die wortel in. En soos wat die kanker nou eet op jou liggaam, jy weet, tieners eet burgers, dan dink jy vir jouself, is daar ooit 'n einde? Soos hulle eet, soos hierdie kanker nou eet. Soos hy eet, gaan hierdie gesonde liggaam vir hom soos gif wees. So it's going to stop eating, and it's going to stop growing, and it will start dying. En daarom verklaar ek dit oor jou lewe, van hierdie oomblik af in Jesus naam. Vrede. Lewe. Jy sal lewe en nie sterwe nie. Ons almal gaan doodgaan, een of ander stadium, né? Jy sal lewe, maar nie nou sterwe nie. Daarom roep ek nou vrede oor jou gees, kalmte oor jou gemoed in Jesus naam. Amen. Leg almal, steek julle hande op asseblief. Sê saam met my, ek erken elke beperking in my lewe. Ek neem verantwoordelikheid oor hierdie beperking. En ek verklaar vanaand in die naam van Jesus dat hierdie mag oor my lewe gebreek sal wees en dat ek in die volheid van my Here sal stap. In Jesus naam. Ek sluit af met 'n skrif wat ek gekry het vanmiddag. In Psalm 80.
Kyk wat sê die Here vir jou, en ek wil graag hê, dat jy Psalm 80 by die huis gaan lees. Psalm 80 vers 3. Wek u mag op voor Efraim en Benjamin en Manasse. En kom ons te hulp. O God, herstel ons en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Wat die Here vanaand vir jou sê, deur Efraim, die invloedryke individu, die Benjamins, die dapper krygers, die dapper krygsmanne, en Manasses, die ouens by die grondgebied. Vanaand sê die Gees van die Here vir jou, God maak sy volk vrugbaar. Hy hou hulle in sy regterhand. En hy is besig om genesing vir jou te bring van die verlede. En ek beleef hoe die Here vanaand vir jou sê, o God van die leerskare, herstel ons en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Ek glo met my hele hart, dat môreoggend, wanneer jy wakker word, sal jy beleef hoe die verlossing van die Here jou deelagtig gekom het. Vers 20, o Here God van die leerskare, herstel ons, laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Lig jou hande op asseblief. Sê saam met my, Heilige Gees. Skyn oor my. Doen wat net U kan. In Jesus naam. Amen. Mag die vrede en die teenwoordigheid van die Here jou deelagtig wees. Mag jy vanaand huis toe gaan en 'n vrede van die Here beleef soos jy in jou bed klim. En jy wat getroud is, mag jy jou geliefde 'n nagsoen gee en dat julle albei in die teenwoordigheid van die Here aan die slaap raak. Wanneer julle môreoggend wakker word, verfris en krag het vir môre se dag, maar dat jy gaan weet dat die Gees van die Here so gevaardig wees op jou lewe, dat mense na jou toe gaan kom en die volgende woorde sal sê, ek weet nie wie jy is nie, maar jy oortuig my van sonde. Ek wil my lewe regmaak met die Here. Kan jy my help? Dit is wat gaan gebeur oor jou lewe. Ek bid dit vir jou in Jesus naam.